Goeiemôre, dit is Dinsdag die 10de Maart. Vanoggend Johannes 4 vers 13 en 14. Hier is Jesus besig by die put om met 'n vrou te gesels en Jesus het haar geantwoord: Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom gee, sal in hom 'n fontein van water word, wat opborrel tot die ewige lewe. Ons almal is maar geneig om die maklikste te soek. En as die vrou hierop antwoord, dan sê sy, geef my van daai water, dat ek nie weer na hierdie put hoef te kom nie. Sy het aanvanklik vir Jesus misverstaan. Want Jesus het hier nie gepraat van fisiese water wat uit 'n kraan uitkom, of wat jy uit 'n put uit optrek, of uit 'n boorgat, of 'n rivier nie. Maar van die ewige lewe, die Heilige Gees wat in hom woon, wat in ons woon, wat vir ons die ewige lewe gee. Ons ewige lewe, ons ewige water, wat die ewige dorslus, dit kry ons by Jesus Christus. Ja, die wêreld gee vir ons baie antwoorde en baie dinge wat hulle sê vir ons bevrediging sal bring, wat ons dors innerlik sal les, maar wat nie regtig standhou nie. Die enigste plek waar ons ewige dors kan lus, is by Jesus Christus. Mag hy vir jou ook die fontein wees wat in jou opborrel, wat vir jou die ewige lewe gee, wat vir jou vreugde en hoop, ja, lewe gee. Hemelse Vader, dankie dat ons u kinders kan wees, dat ons kan stil word in u teenwoordigheid. Here, dat ons kan lewe vanuit die water wat u vir ons gee, die lewende water. Mag dit, soos Jesus sê, ook uit ons uit opborrel. Ja, deur die Gees wat in ons woon en werk, opborrel en uitvloei en uiteindelik ook 'n klomp ander mense bereik rondom ons. Dankie dat ons in u genade kan lewe. Here, ons weet dat ons van u afhanklik is. Mag ons dit nooit vergeet nie. Mag ons lewens 'n dankbare antwoord wees op dit wat u vir ons gee. Dankie dat ons ook vanoggend vir mekaar kan bid as gemeente. Here, vir hulle van ons wat siek is in die hospitale. Here, vir hulle wat by die huis is, wat pyn beleef, wat bang is oor die toekoms, wat geliefdes het, veral in die Midde-Ooste, in die oorloggetuisterde area. Here, maar ons bid ook vir daai mense wat daar woon, wat daar geliefdes verloor. Here, waar dit 'n klomp onsekerheid bring in die wêreld, gee vir ons vrede en hoop. Gee vir ons wysheid hoe om die lewe aan te pak. Dankie dat ons kan saam bid. Here, ook vir ons landse leiers, vir die wêreldleiers. Mag hulle deur u genade mense wees wat vrede bring. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.